'n baie groot voorreg om vir jou te sê welkom by ons aanlyn erediens van die NG Gemeente Kempton Park Oos. Waar jy ook al in die land of in die wêreld jouself bevind, absolute voorreg om op hierdie manier met julle te kan deel. Seën vir jou daar waar jy ook al is binne jou bepaalde omstandighede. Kom ons begin ons diens met 'n wotum. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here, Jesus Christus, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here ons God, baie dankie vir hierdie sosiale media medium, waardeur ons so maklik en met so baie mense kan kommunikeer rondom u woord. Ons wil vandag bid om die leiding van die Gees wanneer ons die woord ter hand neem. Seën vir ons, lei vir ons met insig deur u Gees. Word ook verheerlik deur ons luister na die woord, deur ons gedagtes, ons gebede, ons liedere en so meer wat in die erediens aan u opgedra sal word. Word verheerlik deur die erkenning dat u die enigste, die lewende en die ware God is. Ons gebed is in afhanklikheid en op grond van Jesus Christus, ons verlosser, se soenverdienste en oorwinning. Hoor ons asseblief. Amen. Nou ja, as jy aanlyn kyk, sal die skriflesings natuurlik op die skerm verskyn, maar party mense hou nogal daarvan om selfs by die aanlyn dienste in hulle eie spesifieke Bybel of die vertaling wat hulle gebruik te volg. So daarom net soek so lank as jy dit wil doen, Prediker hoofstuk 3 op. Ons gaan vandag bietjie stil staan by Prediker hoofstuk 3. Nou net eers 'n baie kort inleiding. Het dit al met jou gebeur? Want dit het al baie met my gebeur. Dat ek iets lees, 'n artikel in 'n koerant of op ander vorms van sosiale media of wat ook al. En dan lees jy 'n brief of jy lees 'n artikel en die gedagte wat by jou opkom is soos in, waar val jy uit? Wat het hierdie nou ter sprake gebring? Hoekom praat of skryf jy so hieroor? Wat sit agter jou denkprosesse? Nou ja, baie keer as mens so 'n bietjie onseker voel oor so 'n artikel of brief, dan kom jy tot die besef, maar wag 'n bietjie. Hier moes iets hieraan vooraf gegaan het. Hierdie brief is 'n reaksie op 'n vorige brief. Of hierdie brief is 'n reaksie op 'n vorige artikel. Of hierdie artikel is 'n reaksie op 'n vorige artikel. Iemand anders het eers iets geskryf. En dit wat ek nou hier lees, is 'n reaksie daarop. En daarom, om dit wat ek nou lees beter te kan verstaan of korrek te kan verstaan, sal ek eers moet gaan lees wat hieraan vooraf gegaan het. En dan maak dit vir mens sin. Nou, die boek Prediker is een van my gunstelinge en ek wil waag om te sê, wanneer 'n mens die boek Prediker lees, dan wil jy vra, waar val jy uit? Nou ja, baie mense het verskillende menings oor Prediker. Party dink hy was pessimist, party dink hy was selfs depressief, om 'n term uit ons moderne wêreld te gebruik. Ek persoonlik beskou die skrywer van die boek Prediker as 'n optimis wat ervaring opgedoen het en daarom 'n realist is. Die boek Prediker is 'n reaksie hoofsaaklik op die boek Spreuke of dan op die tipe wysheidsliteratuur wat ons in Spreuke kry. So die boek Spreuke kan beskryf word as 'n literatuursoort, as naïewe wysheid. 'n versameling van 'n klomp verskillende spreuke. En my beste manier om altyd spreuke te beskryf is, spreuke is waar.
meeste van die tyd. Maar Spreuke is nie wette nie. Dis nie altyd geldende waarhede onder alle omstandighede nie. Ons moet rekening hou met die aard van die boek Spreuke. En die wysheid wat daarin hanteer word, kan ten beste beskryf word as die naïewe wysheid. Dan kom Prediker en sy wysheid kan beskryf word as proteswysheid. Maar net eers oor Spreuke. Spreuke dra vir ons eintlik die boodskap oor dat 'n mens tot 'n groot mate die lewe kan beheer. Ek gaan dit op 'n paar maniere formuleer. Dit wil vir ons amper klink na 'n resep vir die lewe. Lees die boek Spreuke en daar het jy die resep vir die lewe, veral op grond van oorsaak en gevolg. As jy die regte dinge doen, sal daar goeie gevolge wees. As jy God dien, sal jy geseën word. As jy verkeerde dinge doen, gaan jy gestraf word. As jy slegte dinge bedink, gaan dit op jou backfire. Of, beter Afrikaanse spreekwoord, kieringkies gaan braai. Die naïewe wysheid skep die beeld dat 'n mens die lewenskuns kan bemeester. Dat jy kan weet wat die regte ding is om te sê, of die regte ding is om te doen, en boonop op die regte tyd. Daarom is die boek Spreuke so gewild vir byvoorbeeld skoolopeninge. Jong mense wat 'n skoolopening moet waarneem, of 'n toespraak moet hou, of 'n tema moet inlei, predikante, en so meer. Jy kan altyd na Spreuke toe gaan. Jy gaan iets lekker interessant vind daar om te deel. Een of ander lewenswaarheid. Ons eerste hoofpunt op grond van Prediker. Die Prediker sê, Aikona. Die Prediker sê hy het 'n studie gemaak van die lewe. Hy het diep nagedink om die lewe te probeer verstaan. En sy slotsom was, dit werk nie altyd so nie. Dit werk nie altyd so eenvoudig as wat dit skynbaar in Spreuke klink nie. Hy maak sekere waarnemings en sekere gevolgtrekkings. Een van sy belangrikste waarnemings is, situasies verskil, die sogenaamde resepte vir die lewe werk nie altyd nie. En dit is geweldig belangrik. Kom ons lees uit hoofstuk 3, en 'n mens moet nou eintlik rustig die hele boek Prediker gaan lees. Gaan doen dit asseblief gerus met hierdie agtergrondsinligting wat jy vandag kry. Maar hy sê die resepte werk nie, en daar lees ons hoofstuk 3, vers 1 tot 9. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ons tweede hoofpunt. God gee aan die mens, volgens die Prediker, 'n taak. 'n Taak om te probeer om te verstaan en te ontdek hoe alles in mekaar steek. Wat 'n absolute wonderlike uitdaging wat ons het. Wat 'n absolute wonderlike geleentheid wat ons het om te probeer om God se skepping te verstaan, om God se ingrype te verstaan, om gebeure in die lewe en in situasies te verstaan. Hoe alles in mekaar steek. Kortliks, vers 10 en 11a. Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd.
maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Ons hoofpunte is sommer lekker kort. Hoofpunt nommer 3. Die mens kry dit nie heeltemal reg nie. Hoe dikwels gebeur dit nie met ons, dat ons die regte ding doen, of die regte ding sê, maar op die verkeerde tyd nie, en dan is die gevolge baie keer baie nadelig. En dit laat ons gefrustreerd voel, dit laat ons magteloos voel. So ietsie daarvan lees soos die prediker het verwoord in vers 11b. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek is oortuig dat dit iets is waarmee ons elkeen kan identifiseer. Een van die groot frustrasies van die lewe, hoekom gebeur slegte dinge? Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Hoekom sukkel mense wat vermoënd is en vir 'n kind 'n geleentheid kan gee om swanger te raak? Hoekom word iemand swanger en dan is daar 'n stilgeboorte? Hoekom sterf kinders? Hoekom sterf mense in die vleur van hulle lewe? Hoekom kry party kanker en so meer? Gaan nie vashak by al die voorbeelde nie. Die beginsel van die frustrasie om nie te kan verstaan nie en om nie te kan beheer nie. Ons 4de kort hoofpunt. Dit bring ons tot die insig dat ons as mens nie God se rol en God se verantwoordelikheid kan oorneem nie, want ons is nie in staat om alles te beheer nie, om alles te rangskik soos ons dit graag wil hê nie, om alles te manipuleer nie. Vers 14. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen, blywend is. Jy kan daar niks byvoeg nie, en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Punt 5. Die prediker maak op grond van alles wat hy bestudeer het, alles wat hy probeer ontleed het, alles wat hy gesien het, alles wat hy probeer verstaan en verklaar het, maak hy 'n gevolgtrekking. En hierdie gevolgtrekking lees ons in vers 12 en 13, en ek dink dit is geweldig belangrik en prakties en aktueel. Vers 12 en 13. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God. In 'n 6de en laaste hoofpunt wil ek probeer om so 'n bietjie van 'n toepassing te maak van dit wat ons by die prediker leer. Miskien beter geformuleer vir dit wat God deur dit wat die prediker geskryf het onder sy leiding vir ons leer. As ons dink in terme van toepassing, wil ek begin deur te erken, daar is so baie wat ons nie verstaan nie. Ek het nou in my werk so geweldig baie daarmee te doen met mense wat kinders aan die dood afstaan, gestremdhede, probleme, mense wat hulle werk verloor, gesondheidsprobleme, ensovoorts. Ek het miskien meer blootstelling daaraan, omdat dit in ons werk so 'n groot rol speel. Maar dit gaan nie nou oor my nie, dit gaan oor ons almal, want ons almal het hierdie belewennisse en hierdie frustrasies. En baie mense vra vir ons as gelowiges, hoe kan dit gebeur en hoe kan die Here dit toelaat en hoe kom dit so uitgewerk en hoekom is my kind nie genees nie en hoekom is my pa nie genees nie en so meer. So net eers die erkenning, daar is so baie wat ons nie verstaan nie. So baie wat nie vir ons sin maak nie. En ons beleef gereeld, as ons eerlik wil wees, dat die sogenaamde resepte nie werk nie. Die resepte vir die lewe, selfs die sogenaamde resepte uit die psalms, die sogenaamde resepte uit die boek Spreuke met sy naïewe wysheid. Nou die vraag, in die lig van dit alles wat ons nie kan verstaan nie, en nie kan verklaar nie. Wat kan ons doen? Wat sê die prediker? Wat kan mens doen
in die lig van hierdie onvermoë om te verstaan. Hoe kan ons lewe? Met watse ingesteldheid kan ons die lewe aanpak? Ek wil die Prediker se raad in 4 kort punte opsom. Die eerste is, die Prediker se raad is, aanvaar dat jy nie alles kan verstaan of verklaar of kan beheer nie. Ek wil dit herhaal. Aanvaar dat jy nie alles kan verstaan, verklaar of beheer nie. Wees eerlik daaroor. En nou wil ek 'n stelling maak en ek doen dit in groot liefde. Maar ek wil een beroep uitsonder en dit is ons beroep as predikante. Ek dink vir predikante is dit een van die moeilikste goed. Wanneer mense hierdie moeilike vrae vra oor die lewe, om eerlik te kan wees en te kan erken en te kan sê, ons verstaan nie. Die meeste predikante voel hierdie druk op hulle self, dat ons moet een of ander verklaring gee. Ons moet 'n verduideliking gee. Ons moet God verdedig. Sukkel om net eenvoudig te sê, ek weet nie. Ek is saam met jou verdwaas en verstom en hartseer. Ek weet nie. Dan 'n tweede punt. Moet nooit probeer om God se verantwoordelikheid oor te neem nie. Ja, ek dink dit klink vreemd as ek dit sê, maar ek dink tog baie mense probeer om God se verantwoordelikheid oor te neem, of om te verdedig, of namens om te verklaar. En verklaringe uit te dink wat dan nou op een of ander manier vir hierdie mense vir wie dit nie sin maak nie, skielik moet laat sin maak en hulle laat beter voel. Nee, die Here het 'n doel daarmee en hy gaan jou 'n beter mens maak. En tradisionele geuite gesegdes wat ons namens God maak. Ek dink eerder as om namens God te praat, moet ons net dinge aan hom oorgee. Vir mense ook daarin lei om te sê, ons verstaan nie hierdie nie, maar kom ons gee dit net oor vir die Here. Kom ons sê net vir die Here, Here, ek verstaan nie, hierdie maak nie vir my sin nie. Miskien selfs dit sal nooit vir my sin maak in hierdie lewe nie. 'n Derde punt van ons benadering. Verskillende situasies verg verskillende benaderings. Ek gaan die Engelse term gebruik, geuite term, vergeet van die beginsel one size fits all. Vergeet daarvan dat almal altyd onder omstandighede presies dieselfde moet optree of moet reageer of dit so of so moet ervaar. Die hele lewe is baie ingewikkelder as dit. Interessant, selfs in die boek Spreuke wat ek genoem het, wat klink asof die resep vir die lewe gee, vir die lewenskuns om die lewe te kan beheer, vind ons soms uitsprake wat skynbaar teenstellend is, en die belang daarvan is om vir ons te sê, weet jy wat, die lewe is nie so eenvoudig nie, en partykeer sal een benadering in 'n sekere situasie beter wees as in 'n ander, maar partykeer in 'n ander situasie moet jy dalk jou antwoord of jou strategie verander. Ek gaan net een voorbeeld lees, Spreuke 26 vers 14 en 15, wat skynbaar 2 direk teenstellende uitsprake is. Moenie 'n dwaas se vraag op net so 'n dwaase manier beantwoord nie. Hy sal dink jy is soos hy. En dan die teenoorgestelde, beantwoord 'n dwaas se vraag op net so 'n dwaase manier, anders dink hy het wysheid. Verskillende situasies verg verskillende benaderings. Die antwoorde is nie so duidelik nie. Dan ons 4de punt. En dit is 'n baie interessante een van die Prediker, en ek dink mens moet hier weer baie mooi na die konteks luister, dit nie uit verband uitruk en iets daarvan maak wat die Prediker nooit gesê het nie, of nog sterker geformuleer, wat God nie deur die Prediker in sy woord gesê het nie. Die 4de is, geniet die goeie dinge van die lewe, te midde van die moeilikheid. Geniet die goeie dinge van die lewe, te midde die onverstaanbaarheid van hierdie lewe. Eet en drink simboliseer baie meer as net eet en drink. Dit simboliseer die goeie dinge van die lewe. Kom ons lees dit soos dit daar staan. Vers 12. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie,
as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Te midde van die onverstaanbaarheid en die onverklaarbaarheid van soveel, streef na 'n goeie lewe, streef na balans te midde van die uitdagings. Ek sluit af met 'n paar eenvoudige vrae. Hoeveel stres jy en hoeveel geniet jy? Tot watter mate laat jy dit wat buite jou beheer is aan God oor? Kom ons gaan doen huiswerk, kom ons gaan doen selfondersoek, kom ons voer gesprekke met mekaar, mans, vrouens, vriende onder mekaar, ouers met kinders, kinders met ouers. Oor hoeveel stres ons en hoeveel geniet ons? Tot hoe mate besef ons dat ons nie alles kan beheer nie, dat ons die lewe nie kan beheer nie. Een opmerking, daar is so baie in ons land en in ons wêreld wat verkeerd is. Dis 'n realiteit. Maar daar is ook so baie wat mooi is en wat ons kan geniet. Waarop fokus ons? En natuurlik die belangrikste van alles is, ons kan ook fokus op die goeie. Ons kan ook moed hou te midde van die onverstaanbaarheid, want ons het iets wat die prediker in sy tyd nie gehad het nie. Hy het nog nie geweet van Jesus nie. Jesus sou eers baie, baie later op die toneel kom. Ons ken Jesus. Ons weet wat hy vir ons gedoen het. Ons weet dat ons God se kinders is deur sy ingryping in hierdie wêreld. En deur dit wat hy vir ons van God die Vader geleer het. Amen. Here, dankie dat ons met eerlikheid en openheid kan erken dat daar so baie is wat ons nie verstaan nie en dat ons dikwels frustreer en magteloos laat voel. Nie net die dinge in ons eie lewe nie, maar ook die dinge rondom ons. En dat wanneer ander mense vir wie ons omgee, ly en swaar kry en sukkel en worstel om te verstaan, dit ons ook magteloos laat voel omdat ons nie vir hulle antwoorde het nie. Ons wil bid dat U deur die Gees binne in ons sal werk om anders na dinge te kyk. Om te besef dat ons die lewe nie kan beheer nie, maar om aan U vas te hou wat groter is as die lewe en alles daarin. Kom deur die Gees en gee vir ons moed, gee vir ons krag, gee vir ons uithou vermoë, gee vir ons insig. Dit alles met ons hand in U hand. Ons bid dit in afhanklikheid van U. Hoor ons asseblief. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die vertroostende en versterkende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou te midde ook van die onverstaanbaarheid van die moeilike en verkeerde in hierdie lewe. Amen.